Welkom by For His Kingdom. Vanoggend is dit net ek, Nadia Olivier, hierso in my online studio, saam met die wonderlike Carly Jonker. DJ kon ons ongelukkig nou nie join vanoggend nie, maar Carly, baie welkom. En ek wil jou graag net aan die woord stel. So begin en stel ons net voor, wie is jy? Joh, Nadia, dis 'n mondvol om te vra. Ek is Carly Jonker. Ek is getroud met Jorrie Jonker. Sy regte naam is eintlik Johan. Ons het al 'n klomp keer probeer om terug te gaan na Johan toe my Jorrie bly. En dan het ek 2 pragtige dogters, Laney en Simonay. Julle sal agterkom ek was in daai fase van wat die ouers almal die name gegee het. Johanay, Junay, Simonay, so my kinders het die 2 nays, maar dit was nie Aspris nie. Maar hulle name is eintlik so mooi gekies waar Laney se naam sê gee rigting. En Simonay se is standvastig. So ek en Jorrie het nog altyd hierdie droom van 'n besigheid met die naam Lamonay, waar standvastigheid rigting gee. So dis eintlik wie ons is, en ons standvastigheid is, of in wie ek ook is, die standvastigheid is in Jesus Christus. Ek besef dit net meer en meer. Hoe ek jou ken, verseker 'n verskriklike familie georiënteerde vrou. Ek ken jou van Lewende Woord Centurion, jy en Jorrie staan aan die diens van ons kinderbediening, of aan die hoof van ons kinderbediening, eerder, en so julle is nou al hoe lank by Lewende Woord as hoof van die kinderbediening? Ons het in COVID gekom, 2020. Ons was 3 maande in Lewende Woord. Toe is dit lockdown. Toe moet jy weet, ons het nie 'n idee wat maak ons nie. Ons het so stomp voor ons voordeur gehad, en Jorrie het elke dag 'n kort boodskapie vir die kinders deurgestuur, maar onthou, ons het toe nou niemand geken nog nie. So dit was interessante jare. Iemand het profeties oor ons gesê, dit gaan nogal 'n grondpad wees. So ons het COVID, 2020 en 2021 was nogal grondpad, maar ek dink dit was nie net in ons lewe nie, dit was vir 'n klomp mense. Ek het vanoggend 'n ding gelees in Suid-Afrika. Een van die groot invloede van COVID was op die kinders se education. Ja, ek is getuig daarvan. My jongste dogtertjie was in graad 1 gewees toe lockdowns gekom het, en daar was verseker 'n nadelige effek van die lockdowns en van tuisskool, wat niemand toe nou geweet het eers hoe om dit te spel nie, maar ons moes dit doen. So, ja nee, verseker. Hoor hierso, Carly, ek is eintlik so opgewonde, dit voel vir my asof ons net 'n girl on girl kuier het, 'n lekker koffie kuier. So as jy nou nog nie jou koffie gekry het nie, pause hierso, gaan haal vir jou 'n koppie koffie, want kyk, wat Carly vanaand of vanoggend jou tyd met ons gaan deel, gaan 'n massiewe impak maak in jou lewe. So Carly, kom ons begin by jou storie. Ek weet jy het 'n baie lang storie. As 'n persoon, jy weet, as 'n mens. Ja, ons almal het 'n lang storie, maar kom ons begin by die begin van jou getuienis rondom jou genesing. Jy is daar by die dokter, jy word gediagnoseer met kanker. Vertel ons, wat het daar gebeur? Wat het jy gevoel? Wat het deur jou kop gegaan? Wat was die diagnose ervaring, die initial phase, as mense dit nou so kan stel? Ek moet sê, die eerste, kyk, ek het gegaan vir 'n mammogram, ek het die knop gevoel, en my dokter het my dadelik na Alwyn Klaasen toe gestuur, en ek het die mammogram, die foto het uitgekom, en die vroukie wat die mammogram gedoen het, het vir my gesê,
Nee, hierdie lyk nie kwaadaardig nie. Daar's 'n knop, maar jy hoef nie bekommerd te wees nie. En ek kan onthou toe, maar sy het gesê wag na die dokter net praat, maar ons het toe gaan sit. En toe ons so sit en die dokter kom sit so mooi by ons. En hy kyk maar ons so in die oë en hy sê dit is kwaadaardig. Dis stage 3, dit is kanker. Ek onthou ek het dadelik in trane uitgebars en my eerste vraag was dan hom, is hierdie 'n doodsvonnis? Is ek op pad om dood te gaan? Toe het hy my so gekyk, toe sê hy, onthou ek sien 2000 borste 'n jaar. Nee, hierdie is nie 'n doodsvonnis nie. Maar ek het op daai oomblik ook God se hand gesien, want net daai oggend het ek my sussie gebel en gesê ek moet nou gaan na my dokter toe want ek gaan nou dat hy die knop voel. En ek het nie 'n idee hoe lyk die pad nie. En sy sê jare terug was ek by so 'n Joodse radioloog. Dit was goed intiem, dit was nie net so onpersoonlik nie. En toe ek voor my dokter sit en hy sê ons moet 'n mammogram laat doen. Toe sê ek vir hom, ek onthou ek het my selfoon so uitgehaal en vir hom gesê, my sussie het gesê hierdie is 'n goeie dokter. En hy sê maar daai dokter praktiseer nie meer nie, maar ek weet. En toe dink my dokter, ek is by dokter van Sail gewees en hy sê toe vir my, nee, hy gaan my na hierdie dokter toe stuur, dokter Alwyn Klaasen. En dit was vir my eintlik so wonderlik die beskerming. En ek dink dis my pad die heeltyd wat ek ervaar het. Sagte beskerming. Ek kon eerlik deursigtig huil, maar dit was nie 'n moeilike pad nie. Dit was nie 'n harde emosionele pad nie. Dit was 'n sagte diep pad van vrees na vryheid. Dit was die eerste oomblik lekker gehuil. Ek onthou toe ons teruggekom het met by die huis en ons vertel dit vir die kinders. Ek besef Ek onthou Simonay dadelik in trane uitgebars, Lanay het net gesit. Kyk, Jorrie was die hele tyd emosioneel, want 'n mens weet mos nie waarheen nie. Maar ons as gesin het besluit, weet jy wat, ons gaan nie ons kop laat hardloop en met wat as nie. So ons het besluit, hier's 'n 2-spoor ding. Daar mag hartseer wees en daar mag vrae wees. Maar dis nie disrespekvol teenoor my as daar humor en lag en vreugde is nie. So dit was die 2 spore wat geloop het en ons het vir ons kinders die vryheid gegee om te sê julle mag, partykeer mag ons lag, partykeer mag ons huil. Ons is net eg in hierdie hele pad wat ons stap. En selfs met my ma, ekskuus, Ja, so wat ek hoor is, julle het dit dadelik geïnternaliseer en gesê, okay, hierdie is die situasie. Maar kom ons laat toe vir al die emosies. Die rollercoaster van emosies, want dan is jy bo en jy dink, okay, daar's 'n fight wat ons gaan fight, en dan is jy onder en dan dink jy, maar gaan ons die fight wen? En vertel net vir my, nou, dis nou vir my curious, as jy nie omgee nie. As jy sê, jy het plek gelos vir humor, hoe het humor in die prentjie ingepas? Was daar, ons het baie gelag, hoor. Onthou, my kop, ek hou nogal van ver dink. My kop wou glad nie ver dink nie. Kyk, ons het altyd so gelag in COVID, want Jorrie het COVID gehad, dan staan hy by my, dan vra hy vir my, wil jy tee hê? Dan sê ek, ja, asseblief. Dan bly hy staan, dan vra hy vir my, wil jy tee hê? Jy weet, ons het ons almal geweet, daai COVID breins, wat so, jy vra die vraag oor. So, ons het gelag oor daai goed, want ek het 'n chemo brein begin kry. Kan glad nie onthou het nie, weet, my goed het weggeraak, ek moes gesoek het, en, maar ons het daaroor gelag, omdat ons geweet het, dit is 'n, dit gaan verby, maar ek het net so daaroor gehuil ook,
Want ek onthou ek het vir my baas gebel of en gesê ek kan niks dink nie, ek kan net onthou dink. En dan sê hy vir my moenie worry nie, jy kan maar lê. So ek het ons het hoor jy die twee emosies wat heeltyd daar was. Ja. Die een emosie het ons gelag, die ander emosie is ek rou eerlik, dan's my liggaam seer en dan huil ek. En ons kinders het dit ook, jy weet, ons het dit ook toegelaat. Ek het net besef my man is verskriklik stabiel, hoor. Hy het wie Jorrie is 'n stabiliteit. Dis amazing. Weet jy, ek dink om toe te kon laat om te sê, weet jy wat, daar's plek vir ons elkeen se emosies en daar is plek vir onsekerheid en daar's plek vir vrae. En ek weet nie, ek maak nou 'n raaiskoot, maar miskien was daar plek vir kwaad en vir wonder of Weet jy wat? Ek het myself ingehou. Ek weet nie of jy al ooit daai prentjie gesien het van Jesus wat loop en dan het hy 'n skaap om sy nek nie. Ja. Dan draai die skaap. Dit is die prentjie, toe ek dit hoor, toe kry ek die prentjie in my kop. Ek kan ook nie onthou wanneer nie. Kyk, ek lag nou nog, kan jy sien, ek kan nou nie onthou nie. En ek het die eerste keer, is ek nou eerlik, ek kan nie onthou wanneer ek die prentjie kry, maar ek het hierdie prentjie van onthou God se die skaap se oor is naby Jesus se mond. So ek het daai prentjie gekry. Ek het wel onthou daar's baie teorieë hoekom kry jy borskanker. Daar's mos 'n teorie aan jou linkerkant, dan sit jou familie aan jou regterkant, is dit ander vrouens in jou lewe. So ek het regs gehad. So ek het die pad gestap en gesê, okay, wie is die vrouens wat nie waarmee ek nie 'n goeie verhouding het nie en vir wie ek moet vergewe. So ek het daai pad gestap, maar ek verkondig dit nie as dis die alfa en die omega nie. ja. En so ek moet eerlik sê, ek het nooit 'n kwaad gehad nie. Ek het 'n ek het 'n dankbaarheid, 'n diep dankbaarheid gehad, want ek het besef ek het 3 keer daai Romeine 8:28 gekry. Die Here sal alles ten goeie laat meewerk. Ja. En onthou, voor ek gediagnoseer is, was ek in 'n kursus wat baie op emosionele genesing werk. En daar het dit uitgekom dat, jy weet, die kanker se selfbejammering is jaloesie, is vrees. Verstaan, so ek het toe daar besef, ek gaan nie 'n emosionele kanker toelaat vir hoekom nou en hoekom ek en wat gebeur nie. En die tannie Doreta het ook vir my gesê, Carly, aanvaar dit, wees lief vir jouself. Verstaan, so dis 'n diep aanvaarding gewees en ek het daai gesê ek is die skaap. Ek is die skaap teen Jesus op Jesus se skouers en ek gaan nou maar ingaan. Jy weet, ek hou nogal daarvan om beheer te vat, maar ek het in hierdie proses geleer, ek wou nie beheer vat nie. Ek wou Ja, nie ek kry nou hierdie prentjie in my kop van jou wat net soos jy nou sê, aanvaarding. Maar dan dink ek, okay, so dit was soos, okay, dit is nou wat dit is. Ek gaan my knee pads aantrek en I'm going to war on my knees, jy weet. So ek sien hierdie prentjie, dis net so amazing. Okay, goed, nou maar, okay, Carly, kom ons gaan van, okay, jy het nog hierdie diagnose, julle gesin het die nuus gedeel, julle het die skok saam ervaar, die omgewing geskep vir elkeen se emosie en net hierdie wonderlike jy weet saamtrek van okay, ons gaan hierdie rollercoaster saam ry. Okay, goed. Wie en wat en hoe het die ondersteuning vir jou gelyk in hierdie tydperk? Ek meen, ons weet jy's nou obviously deel van ons is deel van dieselfde kerk, so het jy toe kerk toe gekom en kom sê en hoe dit gelyk of jou groter familie, vriende, hoe die support network gelyk vir jou? Nadia, as jy ken mos daai wat ons sulke kringe het, eers 'n klein kringetjie en dan word hy groter en groter en groter en groter. So, eerste was dit my kerngesinnetjie, Jorrie en die 2 dogters. En toe my familie en vriende
naby vriende, het ek gebel en net gesê, dit is wat gebeur het. En Jorrie het toe vir Wouter hulle gesê, en ek het vir my kollegas by Petra gesê, maar wat ek toe nou besef het, daar het 'n groter kring gekom, want onthou, ek het ek wil nie sê gelukkig nie, maar daar was mense wat voor my al die pad gestap het, wat vir my kon die oomblik toe ek hoor, toe's daar een van die vrywilligers by Lewende Woord, Megan, sy het in COVID kanker gehad, en sy kom toe met so 'n dingetjie by my, sy sê vir my, hierdie goed moet jy gebruik, as jou hare uitval, dan smeer jy dit aan, en jou hare gaan baie dik terugkom. Verstaan, Elreen het vir my gesê, Carly, as jy bestraling hê, my ma sê hierdie goed help baie. As jy seer het, dan help dit. Greta, wat by Petra, een van my kollegas, 'n dierbare vriendin, sy het kanker gehad, en sy het my gesê, onthou vir jou tande, Codentin chappies. My baas Bernard het ook kanker gehad, en hy het gesê, Carly, onthou, jy gaan so moeg wees, wat jy vir niemand kan beskryf nie. So, onthou, ek het daai ouens gehad, en dan het ek Doretta gehad, wat vir my gesê het, Carly, onthou aanvaar, moenie beklei nie, praat mooi met jouself, verstaan, so, ek het daai ondersteuning gehad, en dan op 'n fisiese vlak, het mense vir my kos aangedra, vir ons gesin, pH 10 water, ek het dit nooit geweet nie, Alide hulle het dit vir ons gegee, want Almero moet dit drink, so, verstaan, ek is blootgestel, 'n ander vriendin, Susan Boef sit hier by my, ek dink die naweek na ek die diagnose gekry het, en sy sê vir my, Carly, ek was by 'n food coach, en ek en hierdie food coach, Ilse Jordaan, jy kan by haar na haar toe gaan, en Ilse het 'n fisiese pad, wat ek moes eet, met my gestap, amazing, want onthou as jou liggaam kanker het, is dit 'n suur, is dit acid, Ja. So jy moet alkalies toe gaan, en ek het verskriklik geleer, en my kinders het verskriklik geleer, en Jorrie het baie geleer, want onthou, ek het op 'n plaas groot geword, waar jy vleis eet, so in my kop het ek wou ek vleis hê, en vleis maak eintlik baie suur, so, en dan, so onthou, die kanker was in 3 groot fases ingedeel, die chemo, waar ek die inspuitings gekry het, ek het nie geweet, jy sit in 'n lazy boy, en jy kry 'n drip, dis chemo, verstaan, ek het dit nie geweet nie, want ek en Jorrie sê, ons dog is, gaan jy deur 'n tonnel, of wat werk het, so dit was dan dis die operasie, dan sny hulle die knop uit, en dan bestraling, is die derde ene, dan maak hulle dat alles doodgaan. En dan die fase waarin ek nou is, ek word gemonitor. So in hierdie 3-4 fases was daar ondersteuning, die hele tyd van die netwerk, van Lewende Woord gemeente, van my vriende, die belangrikste wat hierdie ouens wat al kanker gehad het, wat dadelik vir my gesê het, kry 'n WhatsApp groep, en ek bel my vriendin uit België bel my, sy sê vir my, Carly, het jy 'n WhatsApp groep, ek lag vir haar, ek sê, ja, ek het my naby vriende, ek het 182 op die groep, so, verstaan jy, ek het 'n groot groep gehad, 'n WhatsApp groep, en ek het weekliks terugvoer gegee, en weekliks is daar gebid, so ek het rou emosie gegee, en hulle het gebid, so, ek het sien jy die verlamde man, se vriende wat hom na Jesus toegevat het, dis hoe ek gevoel het in die chemotyd. 100%, dit is so 'n powerful testimony op sy eie, net om te getuig van die waarde van 'n paar goed, die waarde van om eerlik te wees oor waar jy is in die lewe, jy weet, as dit is, of jy kanker veg, en of jy nou depressie veg, en of jy nou finansiële nood veg, wat ook al jou geveg is om, nommer 1, eerlik te wees met jouself, met die mense in jou onmiddellike omgewing, en dan jou ondersteuningsnetwerk, wat vir ons as kinders van die Here, ons kerk is. En 'n ander ding is die waarde van om deel te wees van 'n kerkliggaam. Daar's te veel mense wat glo, hulle het nie die kerk nodig nie, maar as ons Jesus ernstig opvat,
en wat hy vir ons sê in sy woord, dan moet ons kerk ernstig opvat, want hy is die een wat sy kerk bou. Hy is die een wat die kerk in plek gesit het, en daarom het ons mekaar nodig. Ek meen, die mense wat na jou toe gekom het om te gesê het, ek meen, goed soos wat se salf om te gebruik vir jou hare, of 'n vrou wat sê, ek gaan op pad saam jou kom stap met wat ons moet eet, en dit is so absoluut die Here wat net die regte mense geposisioneer het om jou, wat jy nie sou gehad het as jy stil gebly het en op jou eie voortgegaan het, of probeer maak het asof, nee, ek aanvaar net nie die kanker nie, en ek gaan net maak asof dit nie die waarheid is nie, en jy weet, daar's 'n absolute eerlikheid rondom wat ek sien, waardeur jy gegaan het. Nadia, weet jy wat, en ek het, ons het lank terug ons doen ons by Petra Advocacy, en die Christene in Egipte, een van die pilare wat op hulle van geloof staan, is suffering. En ek het hom altyd gewonder, so vir my het ek die suffering is nie, ek het hierdie verskriklike sonde nie, die Here wil my straf nie, niks nie, dis deel van die geloofpad. In die in die bestralingstyd was daar kon ek met 'n beraader gaan praat, en ek het net besluit, weet jy wat, dis nou verniet, ek hou van goed wat verniet is, en toe het ek met haar gaan praat, en in hierdie goed het ek besef, suffering is deel van die lewe, en ons as Christene kan dit nou teenbid, ja, ek glo totaal in spreeklewe, ek glo dit, maar ek glo nie daaraan dat jy, verstaan, want ek glo ook in war, ek weet ook nie eintlik wat ek inglo is, ek sal 'n worshipper bly. Een van my vriendinne het hier by my gesit, en ons het donderdag so saam gebid, en ek sê vir haar, weet jy wat, Daniel se vriende, wat in die vuuroond ingegaan het gesê, al red ons God ons nie, sal ons nie voor daai ding buig nie. En ek sê vir haar, dis hoekom ek wil dit doen. Sy sê vir my, Carly, hoekom wil jy dit doen? Jy hoef nie die Here te verdedig nie. Ek sê nee, sê nou net daar gebeur iets met my. Die mense wat agterbly, moenie dink God is sleg en Jesus is sleg nie, en hulle het my nie gehelp nie. Sy sê nee, jy hoef hom nie te beskerm nie. En die Heilige Gees help ons lees verder in Daniël. En daai koning kom, toe Daniël in die leeukuil sê, en hy sê, Daniël, die God wat jou altyd red. Hoor jy die twee goed waarop ek moes geskuif het? Dat God miskien my gaan red. En dan wil ek hê, ek sal nie buig teen iemand anders nie, maar dan die ander ding, God wat jou altyd red. En daai ding het vir my 'n groot vryheid gegee. Wat ook al die pad lyk, ek is die skaap op sy rug. Ek gaan nou, ja, ek is daar. Ja, En ek dis sal so, hoor wat, so onthou nou, waar ek nou is, ek het 'n verskriklike diep begeerte om in die troonkamer, om niks te doen, as ek nie dit hoor nie. As ek nie hoor wat ek moet doen nie. Ja, jy het nou, my volgende vraag was, hoe lyk geloof in die gesig van kanker, maar ek dink jy het dit vir ons geantwoord ook nou, so ons kan dalk net daarop reflekteer en vir mekaar sê, God se redding word nie bepaal deur wat ons sê dit moet wees nie. God se redding is dis syne, dis nie my en jou prentjie nie. So partykeer dink ons redding of 'n voorsiening moet 'n sekere manier lyk om werklik God te wees. As God my gaan red, of as God voorsien, dan gaan ek geld in die bank hê. Nee, God stuur dalk vir jou iemand om vir jou kos te bring. En dit is sy voorsiening. En dalk is God se redding eerder om iets dieps te doen in jou gesin, wat jou kinders byvoorbeeld sal vir generasies oordra. Jy sterf,
Maar daar's 'n generasionele ding wat daar so gebeur, jy weet, en so daai prentjie van redding, voorsiening, kan ons net vir mekaar sê, lyk nie altyd soos wat ons dink dit moet lyk nie. Maar kom ons gaan oor na jou, jy prys die Here, Carly, is hier saam met ons, jy leef en leef in oorvloed, jy lyk so mooi, jou hare, jy's so stylish, so stylish aan die ander kant uitgekom van hierdie fight, dis amper asof jy fiks geword het, in hierdie gesig, en so, kom ons gesels, ek het hierso jou, ja, ek wil hê jy moet vir ons nou sê, jy's nou aan die ander kant van Duncan, jy word nou gemonitor en alles, maar daar's soveel diepte wat jy deurgegaan het saam die Here, soveel wat jy geleer het oor die Here se redding, soos jy nou sê, en dat julle as gesin sekerlik geheg het op 'n manier wat julle nog nooit geheg was nie, I'm sure. Vertel ons daaroor, wat nou? Jy's nou hier deur en wat gebeur nou met julle en jou spesifiek, jou verhouding, jou geloof, jou pad? Vertel ons daarvan. Nadia, onthou, dit is nie net wonderlik nie. Ek sê vir mense, ek het daai ding in my kop wat ek dink, hoe lank nog? Gaan hy onthou, want partykeer met kanker kom hy weer terug. Jy weet, so ek het daai onderliggende wonder. Maar dis vir my die lekker wat ek dan nou gaan en sê, die God wat my altyd red, of ek nou op die aarde is en of in die hemel is, die God wat my altyd red, ek het vandag, en hoe hanteer ek vandag? Hoe hanteer ek vandag wat ek het? Verstaan, so dit is wat ons geleer het in gesin ook. In die gesin het ons ook geleer van 'n eerlikheid en 'n saamstap, en onthou, hulle het ook vir my gesê, want partykeer kan 'n siekte een persoon uitlig, maar dis 'n liggaam. So in die proses het mense met Jorrie gesit, Dimmen het met Jorrie gesit, oom Dion het vir Jorrie gehelp, Wouter, hulle was mooi, jy weet, het vir hom gesê, donderdag kan hy my vat, chemo toe, my een vriendin het my kinders elke Vrydag, dat hulle kan kom praat het met haar, so ons het geweet, dis 'n sisteem, dis nie net een nie. So geloof het eintlik vir ons 'n dieper ding geword. En vir my het dit as jy ek kry mos prentjies. Ek kan mos nie, ek voel altyd ek wil PowerPoints bou, want ek wil net nie van die spoor afgaan nie. So ek kry hierdie prentjie van 'n man wat so staan, of 'n vrou wat so staan met haar hande in die lug. En dan het ek die prentjie van, ek kyk op in God se oë en ek hoor. En dan my hande gehoorsaam, en dan sien ek die impak en die verandering. En hoor jy, dis wat ek terugvat, en ek is dankbaar, kan ek eerlik vir jou sê, ek het heerlik gerus tydens chemo. Ek het vir myself toestemming gegee, die samelewing het vir my toestemming gegee. Ek kon op 'n bank lê en sê, ek het nie 'n stukkie krag nie. So ek sien ook in hierdie hele proses, hoe ek ook net diep gerus het. Ja, so ek het dis nie 'n valse dankbaarheid nie, ek het regtig 'n dankbaarheid, die rus, die naderkom aan hom, liefde is regtig die basis van Jesus, hy's lief vir ons, soos ons is, en hy is getrou, en hy is regverdig, en hy is by jou. Nie dat ek het op 'n stadium gesê, Here, moet ek nie nou maar doodgaan nie, want dit is nou te seer, verstaan, maar dis 'n eerlikheid, en hoor jy, ek lag nou daaroor, so dis die pad. So, as jy nou kan nie, iemand luister dalk nou hierna, en miskien wil ek jou 2 vrae vra, en ons het dit nou nie vooraf bespreek nie, so ek hoop dis okay, maar so die eerste ding is, daar's dalk iemand wat hierso luister, en jy weet, hulle het dalk nou kanker, of iemand vir wie hulle lief is het,
die kanker of een of ander siekte, jy weet, 'n diagnose waarmee hulle moet deel. Wat sal jy sê vir so 'n persoon? En die ander ding is wat ek vir jou wil vra is, wat sê jy vir iemand wat nie genesing gaan kry nie? Jy weet, iemand wat dalk op fase 4 is, of wat regtig iemand het wat nou alles op sterwe, en die Here het hulle nie genees nie. Wat sal jou woorde vir die mense wees om daai persoon as 'n tipe van 'n troos of ek weet nie, jy weet, as jy gedagtes het wat jy kan deel. Okay, die eerste ene, kyk, nou is my gedagtes alweer weg. Nou onthou ek net die tweede ene. Ek raak soos 'n kind. Ek kan nou nie meer alles onthou nie. Okay, kom ons vat die eerste vraag. Die eerste vraagie was, iemand wat nou hierso luister, wat dalk die geveg veg. Wat sê jy vir hulle? Wees eerlik en onthou, ek dink jy moet saam met iemand die pad stap, want jy word gekonfronteer met vrese en jy word gekonfronteer met goed wat in jou lewe gebeur het en wat jy moet uitsorteer in die Here se teenwoordigheid. So ek sal nogal vir iemand aanbeveel, en onthou, ek weet daar's kinders van die Here en daar's mense wat kanker kry wat nie kinders van die Here het nie. Dan wil ek amper vir die geloofgemeenskap sê, onthou, dis 'n eensame pad. In die sin van jy siek, jy lê op jou bed. Dis jy, ja, so hoe ondersteun op praktiese wyse. Kos is altyd, of ek weet nie of dit nou net vir my lekker was nie, maar dit is vir my lekker dat Ansie en Lindy my hele bestraling deur, vir my elke dag het iemand vir ons kos gegee. En ek het gedink, joe, is ek nou nie selfsugtig nie, maar elke keer as ek van die bestraling af terugkom en ek kry daai kos, dan sê ek dankie, dankie, dankie. So ons ondersteun iemand wat dit het, en die persoon wat dit het, wees eerlik met jouself, en jy gaan dit nie alleen uit, kry vir jou iemand met wie jy kan praat, dat jy goed kan uitsorteer, of saam met jou bid, of vir jou net sê, ja, want onthou, ek ken ook vrouens wat dit alleen gestap het, hulle het 'n pruik opgesit, en hulle het aangegaan, hulle het vir niemand gesê nie. So daar is mense wat dit kies, maar ek moet sê, ek salieer daai vrouens, hoor, ek salieer daai vrouens wat vir niemand wil sê nie. Dis nou die een pad, as jy nou die kankerpad stap, en jy kan my bel, en daar's 'n verskriklike oulike organisasie, wat vir my gehelp het, hulle het vir my boekies gebring om te lees, en met die bestraling, die operasie, het vir my so sakkie gegee, waar in my sakkie wat ek kon gedra het, en die tannie wat daai sakkie ontwerp het, ek gesien het kanker gehad, want daai sakkie was so prakties, so, Reach for Recovery, verstaan, dis 'n pragtige organisasie, so soek op die internet, wie kan jou ondersteun, ja, Ek sou nie voorstel enige iemand stap die pad alleen nie. Ek dink dit vat meer plats om uit te reik en te sê, ondersteun my asseblief. Ek dink om alleen 'n pad te stap is nie 'n wyse ding om te doen nie. Maar dis ek het nog nie die pad gestap nie, so vat dit maar met 'n knippie sout. Nee, ek dink jy praat wyse woorde. Moet hom nie alleen stap nie, moet hom glad nie. En die laaste vraag, jou laaste gedagtes wat jy dalk met ons kan deel is, wat sê jy vir iemand wat nie genesing kry self nie, of iemand vir wie sy lief is, jy weet, mense verloor aan siekte en so aan. Onthou aan my pa se kant het ek 2 niggies, die een, Marie het op die oomblik, het sy nog kanker, en my niggie Hanlie, wat so oud is soos ek, het ons in 2019 verloor. So sy 2011 gekry, en toe sy weer 2018 gekry. Verstaan, so ek het 'n voorbeeld van iemand wat
dit gehaat het en toe word sy weer siek en toe sy gegaan. So ek wil amper sê dis die lewe. Ons almal gaan of dis 'n groot ding wat ek geleer het. Of ek doodgaan aan kanker en of jou kind vanaand van 'n partytjie afry en hy gaan dood in 'n motorongeluk. Ons kan dit nie voor die tyd sê nie. Ek dink kies lewe. Kies liefde. Kies om mooi te wees met mekaar, want jy weet nie hoe lank is jy meer hier nie. En dis nie net 'n siekte nie, en die grootste ding wat ek geleer het, moenie in selfbejammering ingaan nie. So, selfs as jy saam met iemand stap, moet daai persoon nie verskriklik, jy weet amper ag jammer nie. Laat daai persoon praat, maar gee hoop. Gee uitkoms, stap saam. Ja. En onthou, ek het 'n kollega, 'n baie dierbare kollega, Talita. Sy is in Februarie aan pankreaskanker dood. Verstaan? En jy weet haar man is vir my 'n verskriklike voorbeeld. So sien jy eintlik ek kan my nie losmaak van 'n community wat my help, wat ek vorentoe. So dis nie Carly nie, dis community, verhoudings, egtheid, Jesus, woord. Dis 'n organiese ding wat werk. So moet hom nie alleen stap nie, en as jy iemand het, jy kan kontak of reik uit. As jy nie weet nie, reik uit. Ja, nee, ek dink dis baie goeie advies, en ek het nou so diep geluister na jou, dat ek glad nie gedink het, wat gaan ek sê, wanneer jy klaar gepraat het nie. So, ek het nou niks om te sê. Kan ek die mooiste skrif lees? Kan ek dit lees? Dis die mooiste ene, hierdie 1 Petrus 1 vers 7. Dit is beproewings laat die egtheid van geloof blyk. Die doel met beproewings is om egtheid van geloof duidelik te laat word. Julle geloof word getoets, soos goud met vuur getoets, en daardeur gesuiwer word. En onthou, julle geloof is vir God baie kosbaarder as goud wat vergaan. As die toets die egtheid van julle geloof uitwys, loop dit uit op lof en heerlikheid en eer op die dag wanneer Jesus Christus aan die wêreld geopenbaar word. So sien jy waarop loop dit uit? As hy die pad saam met jou stap, op lof en heerlikheid en eer op die dag wanneer Jesus Christus aan die wêreld geopenbaar word. En ek dink om te heg op daai skrif, dink ek nou aan, so om die egtheid van jou geloof tot uit te wys. So wat is geloof? Geloof is daai wat ons nie kan sien nie, maar waarvoor ons hoop. So wat is geloof? Geloof is hoop, dis 'n vertroue in dit wat die Here sê waar is, dat dit wel waar is. En dit gee ons hoop, omdat die Here dit gesê het en is waar, en dan het ons hoop. So die egtheid van ons geloof sê eintlik, het jy hoop in die middel van jou omstandighede? Het jy 'n vertroue dat die Here die een is wat die weg maak, wat die verlossing bring, die een is wat die pad oopmaak, jy weet, die een is wat daar is vir jou. Het jy 'n vertroue dat maak nie saak wat in hierdie lewe gebeur nie, jy gaan okay wees, because whether we live or whether we die, it's all about him anyway. Jy weet, en so dit sit dit net vir my, joh, dankie dat jy dit gedeel het, Carly. En as ons nou ons land nou hierdie gesprek, en ter slotte wil ek dan vir jou sê, baie dankie dat jy jou storie kom deel het, en so oop en eerlik kom gesels het, en eintlik daar's soveel hoop in jou storie, en daar's soveel mooi, en dit is soos ek het onlangs toe ek 'n vrou gehoor gesels, ek kan nie sê hoe sy dit sê nie, maar sy het iets gesê van soos jy kyk so en jou omstandighede is so seer, maar dis ook so mooi. Dis hierdie tension wat ons so baie beleef in die Bybel. Daar's mos nou so baie tensions konsepte, jy weet.
suffering en hoop byvoorbeeld, suffering en joy. Ek meen, hoe maak dit sin? Jy weet, maar dit is presies wat 'n mens sien in jou en prys die Here vir dit wat hy kom doen het in julle gesin en dat jy 'n storie het om te kom getuig. En ek wil 'n gedagte deel en baie mense vra, ja, maar hoekom genees die Here my nie? Jy weet, en ek was by 'n konferensie gewees waar iemand gesê het, hoekom genees die Here sekere mense en nie ander mense nie? En toe sê die spreker, toe sê hy, want weet jy wat? Ons is veronderstel om so geheg te wees as 'n liggaam, dat een persoon se genesing 'n genesing vir die hele gemeenskap is. Een persoon se wonderwerk 'n wonderwerk is vir die hele gemeenskap. En dit was vir my 'n profound gedagte gewees en ja, so mag jou genesing 'n encouragement wees ook vir ons elkeen. Daar is hoop en God genees steeds. En die hoop se naam is Jesus Christus. Ja, amen. Verstaan? Ja, dit het ek ook geleer. Ja, dankie, Nadia. Ja. Nou ja, Tina, as jy hierso geluister het, en hierdie het vir jou iets beteken, ek hoop regtig dit het vir jou iets beteken, ek is seker dit het vir jou iets beteken, dit het vir my verseker in soveel maniere iets beteken, en so as dit vir jou waardevol was, deel hierdie boodskap met iemand. Deel dit met iemand wat dit hoef nie iemand te wees wat met kanker veg nie, dit kan enige omstandighede wees, enigiemand wat deur 'n moeilike tyd gaan, deel dit met hulle, want ons almal kort so nou en dan 'n bietjie hoop. Gaan op ons Facebook page, Voice Kingdom, gaan follow die page, en jy sal elke week gaan ons stories daarso deel van verskillende mense se pad saam met die Here, en ook verskillende gesprekke. Ons volgende gesprek, een van die dae se gesprek gaan wees met Lise Pieterse, waar sy gaan met ons kom gesels oor boelies. Wat doen jy as jou kind geboelie word? Of as jou kind 'n boelie is, hoe hanteer jy dit? So dankie dat jy hierna geluister het. Onthou om hierdie video te like en te share en te volg, en hou net ons algoritme aan mekaar, en like ons YouTube channel en al die dinge. Doen dit net, jy weet jy wil. Okay, nou ja, ons gesels dan weer op 'n volgende keer.